Goeienaand. Vanaand staan ons stil by die laaste van Moses se bedes aan die einde van Psalm 90, vers 16 en 17. Laat die werk vir ons duidelik word en die grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Bevestig dit. Ons almal wil onthou word. Ons wil graag 'n verskil maak, 'n nalatenskap laat. Ons almal wil tog graag dat die werke van ons hande nie te vergeefs is nie. Ons is deur God se hande gevorm. In Jesaja 46 vers 8 staan daar: U is ons Vader, Here, ons is klei en U het ons gevorm. Ons is almal die werk van U hande. Hy het ons geskep om hom te verheerlik. Jesaja 60 vers 21. Jou volk sal almal regverdig wees, vir ewig sal hulle die land besit, as lote deur my geplant, 'n werk van my hande, tot my verheerliking. God het ons met sy hande geskep. God het ons met hande geskep om te werk, om hom te eer. Die doel van my gebed dat my werke bevestig moet word, is daarom baie belangrik. Bevestig tog die werk van my hande. Hoekom? Sodat ek onthou en geëer word? Sodat daar vir my 'n monument opgerig word? Nee, bevestig tog die werk van my hande, wat tot eer van U gedoen is. God se eer is die doel van my skepping, is ook die doel van my daaglikse werk. Die mens is geskep om die aarde te bewoon, te bewerk en te bewaak, tot die eer van God. Arbeid was al daar, voor die sondeval. Adam en Eva is met hande geskep om te werk. Dit is net dat die sondeval die moeite van die handewerk vir ons mense gebring het. Dit is net dat die sondeval die fokus van ons arbeid verskuif het, weg van God se eer af, tot ons eie eer. Dit is net dat die sondeval ons mense se hande lui gemaak het, en selfs ons gebring het om met ons eie hande afgode te maak en te aanbid. Wanneer Moses die gebed om bevestiging van sy handewerk bid, is dit teen die agtergrond van die verganklikheid en die skynbare sinloosheid van die mens se kortstondige bestaan van 70 of 80 jaar. 'n bestaan gekenmerk deur swaar kry en leed. In hierdie skynbare sinlose woestyn bestaan bid Moses 2 keer na mekaar dat die werk van sy hande bevestig moet word. Dit kan verskillende betekenisse hê. Here, vorm die werk van my hande. Ek kan nie self nie. Berei U dit vir my voor. Of Here, maak die werk van my hande reguit. Rig en stuur dit, sodat dit vir U welbehaaglik is. Dit het krom geword. Of Here, maak die werk van my hande vas. Mag dit langtermyn waarde hê, verby die 70 of die 80 jaar. Of Here, maak my nietige werk deel van U handewerk. Skakel dit in by dit wat U met U hande doen. Miskien is dit almal. Moses bid. Dit is al 'n erkenning dat hy nie self kan nie. God moet dit doen. Ten diepste word ook hierdie bede van Moses vervul wanneer Jesus Christus na die aarde toe kom. Daar moes iemand kom wat die kortstondige bestaan ewigheidswaarde kon gee. Daar moes iemand kom wat die vloek en die straf op die handewerk van die mens kon wegneem, kon dra. Daar moes iemand kom wat die onreinheid van ons handewerk kom suiwer. Daar moes iemand kom wat die brouwerk kon volmaak in die oë van God. Iemand wat die geneigtheid tot selfverheffing van ons handewerk deur sy gees kom verander, sodat ons ook ons hande tot eer van God wil gebruik. In hom volg ons nietige handewerk
in die rus na hierdie lewe, in 'n ewige lewe. Buite Jesus is daar net harde werk, sinlose werk, skeefgetrekte werk, onrein werk, tevergeefse moeite en 'n gejaag na wind. Maar in ons Here Jesus Christus bid ons vanaand hierdie bede. Here ons God, bevestig die werk van ons hande. Ja, die werk van ons hande, bevestig dit. Goeienaand.